Goeiedag en baie welkom weer eens met Maandag met Morney. Kan julle glo? Klomp weke is al verby. Great podcast is gedoen. En ons het mekaar gesê, ons gaan huil, ons gaan lag, ons gaan van hê. So, hierdie is hoop. Dankie vir almal wat terug reply en net deel is van hierdie storie. So, Maandag met Morney gaan van krag tot krag. Ek vra jou weer eens. Like, subscribe en deel. Like, subscribe en deel. Ek sien hy blokkies en hy kling, so asseblief doen dit. Maar voor ons verder gaan, hier is beautiful, pragtige, amazing gaste in die ateljee vandag. Kom ons kyk na hierdie week se nuttelose inligting. 'n Nuttelose inligting, dankie tog hiervoor. In hierdie week, die jaar 1918, is daar onderteken 'n wapenstilstand en Eerste Wêreldoorlog het net daar gestop. Dankie daarvoor. Ook 'n nuttelose inligting. In hierdie week is in die jaar 1969 is Apollo 12 ruimte is hy gelaunch. En dis die tweede keer wat daar bemanning deel was van Apollo. Jy moet jou week geniet. Baie welkom terug by Maandag met Morney. Saam met my in die podcast studio is twee formidabele pastore. Aan my verste kant met die pragtige blou hemp, pastoor François Forsier. François, hoe lank is jy in die bediening? Ek is 'n pastoorskind, so 35 jaar plus so 20 jaar, so nee, dis 'n rukkie. Dis nog 'n rukkie. Ja, so maar ja, ek ondervindingsgewys maar so van kleins af, vandat ek asem het, ek maar in daai wêreld. Great, naaste my, pastoor Willie met sy platinum haarstyl. Pastoor Willie, hoe lank is jy al in die bediening? Ja, ek is 35 jaar in die bediening. Gereformeerd groot geword, Pinkstermeisie getrou en die Pinksterwêreld het my net gegryp en ek het Pinksterpastoor geword. So tussen ons drie het ons amper net so oor die 90 jaar, 90 jare wat ons in die bediening. So, hoekom ons hier sit en hoekom ons met julle wil praat hieroor is, ons is gegryp deur die Here, beteken is 'n passie. Wat ons doen is 'n passie. Maar party dae dra ons soveel las, party dae gee die bediening van soveel vreugde, en ons wil dit vandag deel. So 'n paar podcasts terug het iemand gevra, hoe voel dit in die skoene van iemand wat in die bediening is? So ek wil net die klein venstertjie oopmaak vir mense daar buite, dat hulle bietjie meer van ons wêreld kan leer ken. Want ek dink as persepsies, julle werk net Sondag, dis 'n lekker lewe. Dit is 'n amazing lewe, want dit is 'n calling van die Here. Maar ek kan dit sê en ek julle gaan saamstem. Dis opoffering, sacrifice, lang ure, jou foon is altyd aan, vakansie is jy aan duty, vakansie dae is jy aan duty. So kom ons begin. Ek dink ons gaan eers oor 'n paar traumas gesels. Wat was baie taaf wat julle ervaar het in die bediening? Nie so seer persoonlik net in jou gesin nie, maar byvoorbeeld ek het as 'n jong pastoor, bel 'n man my, en hy sê, kom dadelik na my huis toe, jy moet vir my seun kom bid. En toe was dit net na 12 in die aand, en ek het bly sê, man, ek sal môre daar wees, maar toe, tweede, derde oproep sê, hoor, is urgent, jy moet kom na my huis toe, en ek ry toe uit, na hierdie ou se huis toe, ek kom so 1:30 in die oggend by sy huis aan, dis net die pa, maak die deur vir my oop, en sê, gaan asseblief in my seun se kamer in en bid vir hom, hy voel nie lekker nie. En toe ek die deur oopmaak, het een van die griesaamste gesigte wat ek ooit gesien het, dat daai seun sy pa se halgeweer gekry het en hom ongelukkig self geskiet het. So as 'n ou wat in moet kom en ek moet nou bid vir 'n kind, loop ek as 'n middel 20-jarige, net klaar studeer, stap ek op daai af. Dit was traumaties, dit was skok, vir 'n paar dae kon ek nie slaap nie, en om daai prentjie te kon sien, was erg traumaties. En die lank en kort, veral toe Elmien Redpath met ons kom praat het oor PTSD, hoe hanteer ons vorige skokke en traumas, en toe sy die sessies met ons as pastore kom doen het ek besef, hierdie het ek nooit meer gedeel nie, tot ek daarna na 'n pastoor toe gegaan het, en die pastoor sit hier by my, wat my begelei het om ontslae te raak van PTSD, vir al daai skok. So, ek kan eintlik baie praat oor daai gebeure, maar dit is nie net wat jy sien nie,
dis hoe jy voel, dis wat jy ruik, dis wat jy waarneem. Ek moes teruggaan, en ek moes vir die pa sê, hoorie, ekskuus, kom kyk, jou kind leef nie meer nie. Jou kind, ons moet die polisie nou bel. Jou kind, maar, dis asof die pa dit nie wou verstaan nie. So jy moes daai begeleiding doen, ek moes verklarings doen met die polisie, en intussen kom die familie daar in hysterie, en so ek wil net vir julle vra, almal van julle het ander stories, dalk nie soortgelyk nie, maar Willie, François, julle enigeen kan begin praat, wat het julle al in die bediening beleef, wat skokkend was? Morney, ek is 'n jong pastoor, ek was 'n jaar in die bediening, in my proefjaar. Bid ek vir 'n man en 'n vrou, en hulle het 3 keer hulle kind verloor. Kind is gebore, 'n week later sterf, op 7de dag sterf hy kind 3 keer. En ek as jong pastoor besluit, ek gaan saam met hulle bid, en ek gaan pad saam met hulle stap, en ek bid, en weekliks doen ek huisbesoek, hulle weekliks bid ek saam, ek weet wanneer sy vir die scan gaan, ek weet al die klomp goede, en hy babietjie word gebore, en op die eerste dag, ek werk toe nog by die SAIK, in my proefjaar, so ek ry by Flora Kliniek verby, en ek gaan SAIK toe vanaand, as ek, oggend bid ek daar, vanaand as ek terugkom, bid ek weer vir haar, of vir die kind, is 'n seentjie, en die eerste week gaan verby, dag 7 gaan verby, ons bid, ons sê Here dankie, het bewaar, beskerm, op die 21ste dag toe sterf hy kind. Hoe sê 'n mens, wat sê 'n mens in daai situasie? En terwyl ek daar sit, sê die Here vir my, want daai vrou praat nie 'n woord nie, sy sit my net so, sy kyk my so, sy het niks, hard, dis amper half asof sy beskuldig my, ek het hulle hoop gegee, en die kind is gebore, en van die 7de tot vir 14 dae, dankie Here, die kind leef, en hier kom hierdie kind, en die kind sterf. Terwyl ek daar sit, sê die Here vir my, sê vir jy weet. Ek sê vir Rita, ek weet hoe jy voel. Sy byt so pat aan, en sy sê, jy weet nie hoe ek voel nie, maar hy wraak, hy haat, hy seer. En die Here sê vir my, herinner aan jou tweeling. Ons het tweeling, in my tweede jaar, ons het tweeling gehad, Maria het op 3 maande die tweeling verloor. En ek sê toe vir haar, Rita, ek weet, ons het tweeling verloor. En die volgende toe bars hy vrou in sy huil, en sy, toe kon ek al bedien. Dis ek een van die moeilikes, ander keer, my kind is 5 jaar oud, en ek begrawe 'n kind wat encephalitis gekry het, breinvliesontsteking in die stam. En hoe begrawe jy hier 'n kind, terwyl jou eie kind nog leef? Dis nie maklik nie. Nee, wil hierdie goed raak, los diep skaars in ou se harte, en ek kan sien, omdat jy emosioneel raak, en ons almal as ons daaroor praat, doen jy, want die hart van ons is by ons mense. Ja. Ons is so incredible lief vir ons mense, dat jy hierdie trauma en pyn, weet, hoe verwerk. François, praat bietjie met ons oor jou ervaring. Ja, sjoe, ek dink as wil jy raak aan 2 emosies, en die een is magteloosheid, en die ander ene is soms woede. Ja. Wanneer jy die omstandighede beleef. Ek dink die gevoel van magteloosheid, het al 'n paar keer daai ondervinding gehad, waar jy 'n tiener wat selfmoord gepleeg het, begrawe, en amper 'n jaar of wat daarna die ma, wat bloot uit hartseer uit, het sy gesterf. Sy het nie haar eie lewe geneem nie, maar sy is dood van die spreekwoordelike broken heart, die gebroke hart. En die jaar wat ek met die vroue pad gestap het en berading gedoen het, die gevoel van magteloosheid, want daar kon net nie by daai plek kom van genesing nie, sy kon net nie oor dit kom nie, en soos ek sê, sy het nie haar eie lewe geneem nie, maar sy is definitief dood, basies maar 'n jaar later. En die omstandighede rondom die selfdood was ook maar baie traumaties, maar ek wil nie te veel daarin gaan nie, maar daai gevoel van magteloosheid, maar dan ook saam met dit, en dis iets wat ek dink in die bediening nogals baie kan pla, is jy sit baie keer met interne woede, maar baie ernstige interne woede. Een van my moeilikste beradingssessies was 'n persoon met wie ek al 'n pad gestap het, jy sien hom in die kerk, en jy het 'n verhouding met die persoon, en hy kom sit by jou in jou kantoor, en hy sê vir jou, vandag is 'n moeilike dag, jy gaan dalk die polisie moet bel, en hoekom sal ek dit wil doen, en toe erken hy hy's 'n pedofiel, en hy het sy eie sussie vir 'n lang tyd misbruik, seksueel misbruik, en hy's onder conviction. Maar wat doen jy nou? Want hy vra my toe die vraag, maar kan die Here my vergewe? En is daar vir my hoop? Nou daai is moeilik, want my begeerte is of my
jy onmiddellik is daar's daai woede is aan die een kant is dit daar by jou, want ek het ook soos wil die kinders om en by in daai selfde ouderdomsgroep en dan so as 'n pa, en ek dink dis wat Prof Moller ook eendag gesê het, ons grootste spanning is die spanning tussen persoon en amp, want ek sit daar as 'n pa, skree ek uit van woede hier binne my. Maar as iemand wat sê maar dieselfde genade het my gered, en dis moeilik. Ek bedoel, hoe is nie vir my om iemand te vergewe nie, maar daai was moeilik om te hanteer. Ek was verslae. Ek was vir 'n paar dae het ek nie regtig vreeslik goed geslaap nie. Vir 'n paar dae het ek letterlik die spreekwoordelike verslaaggees gehad en die gevoel van magteloosheid. En dan saam met dit natuurlik die hoeveelheid kere wat 'n mens vir iemand gaan bid met hoop en die families hoop en jy gaan bid, baie soos wat Willie nou sê. Dit het op 'n stadium in so 2 jaar terug, het dit vir my regtig gevoel asof ek so tipe van pastoor Dexter of iets was. Ek gaan na mense toe gebid, ek vir hulle dan is die uitkoms nie wonderlik nie. Dit was nie asof dit net 1 of 2 gevalle was, dit was so aan mekaar. En daai gevoel van magteloosheid. Dan moet ek regtig vir jou kom bid. Ek het op 'n stadium met ek regtig gaan begin, ek dink, wil jy niemand anders tabel nie. Maar dit klink sleg, maar daai gevoel van magteloosheid soms. En ons weet dit is die Here se werk. Maar jy as mens kan nie anderste, of jy as pastoor, of jy as pa, of jy as mens kan nie anderste nie, want daar waar jy in die voorry druk, is nie net jou emosies nie. Dis ook jou mens wees, jy is mens. En dan saam met dit natuurlik dink ek is om daai druk nie huis toe te vat nie. En dis 'n baie moeilike ding, want jy hoor baie en jy deel met baie, 193 beradings in 'n jaar. Jy hoor die slegste van die ergste van wat ook al mense deurgaan, en om daai nie huis toe te vat nie is baie keer moeilik. Ek onthou so rukkie terug, my seentjie staan, ek het nog laatlammetjies, staan voor my en hy praat met my, dat ek emosioneel absoluut koud is teenoor, hy is besig om sy hart met my te deel. Ja, want dit word amper van jou, dit word amper 'n manier van hoe jy moet wees. Jy moet amper daai stoïsisme, jy moet amper totaal en al soos 'n robot word. Ja, want jy word geleer, jy moenie skok wys nie, jy moenie te veel trauma wys nie. Weet jy moet dit absorbeer, eers daaroor dink en voordat jy reageer. So jy daai dag vir jou seentjie staan voor jy is net stomp. Yes. En die verwagting baie keer op jou as pastoor is put on your big pants. En dis moeilik. Maar ja, dis die vraag. Ons hoef nie in detail in te gaan nie, maar ek self het selfdood al heel wat keer gesien. Ek het al gesien hoe mense hang in 'n garage, in 'n Zozo hut. Dis prentjies wat ek nooit uit my kop sal kry nie. Ek dink julle het ook al dit beleef, karongeluk wat jy opkom. Dan selfs goed wat baie taaf is, as jy hoor iemand is gediagnoseer met kanker. Weet, dit is baie moeilik om dit te doen. Mense wat geliefdes verloor, doodsbegeleiding te doen in die hospitale. Dis baie moeilike gevalle. Jy het vinnig oor geraak oor iemand wat 'n pedofiel was, maar iemand wat erken dat hulle gemolesteer of verkragt was. Weet, daai goed is ruk jou emosies. En ons moet dit hanteer. Geestelik het jy verantwoordelik, maar emosioneel ook is daar groot verantwoordelikhede. Hierdie goed word nie makliker nie. Nee, ek dink hoe ouer 'n mens word, hoe langer jy in die bediening sit, hoe meer plak hulle in jou vas. In die begin, toe ek 'n jong man was dit maklik, want ek het dit weggeskuif en dis daar, ek het my eie pa begrawe. Ek het by kansel gestaan, my pa begrawe, my ma, my vrou, my boeties, almal sit daar en hulle huil. Ek staan daar en ek hou myself regop toe ek klaar is en my pa die kus laat sak het en die hele familie loop weg, toe huil ek vir die eerste keer. In daai situasie is ek is die hoof van my huis, ek is ouboet en ek is pastoor. So wat een van daai 3 kan nou eintlik knak? Ek mag nie knak nie, want ek moet regop bly ter wille van. En dan, ons sit baie keer met die ding van, veral in die bediening, waar jy, hulle noem dit in die berading, sekondêre spanning. In die sin van, ek tel spanning op, terwyl, ek sit nou, jare wat terug het ek 'n krisis gehad met een van my kinders. Dan kom sit 'n vrou voor my en sy huil oor haar kind. En presies dit wat daai vrou sê, is wat my kind op daai stadium deurgaan. En dan sit ek en ek worstel en hoe hanteer jy, ek kan nie vas sê, ek voel soos jy, ek wil saam jou huil. Ek moet hoop gee, ek is die hoopgeer. En dan stap jy daar uit en dink jy, wie is jy om te praat as jy self sukkel? En ek dink, waarna ons dalk kan kyk, is ook ietsie van die herder of die pastoor, die beraader en sy privaat lewe.
ek dink ek wil hier ietsie sê wat, en dit gaan nie ook net my jammer nie, maar ons pastore trek net so swaar soos julle. Ons pastore het ook 'n krisis met dit en met dat. Al was ek 'n tweedejaars student, het my vrou nog steeds ons tweeling verloor. Het ek ook my ma se huis in die begin van die jaar afgebrand, en ek kan dit klomp goed nou noem, maar ons sit met daai worstel van, jy het hierdie hele baggage, jy het hierdie hele pak op jou rug, en jy loop, en jy stoei vir mense hier voor jy probeer hulle, maar aan die ander kant sit jy self met baie van hierdie spanning. En dan moet jy ergens, en dan kom ek terug na jou vraag toe, om jy ergens jy moet 'n barrier kan maak tussen jou en hulle. Die oomblik as daai barrier te dun raak hulle goed jou goed. Dan raak jou nerf dun, as ek dit so kan stel, en dan kom jy op 'n punt wat dinge net te veel raak. Wat dinge net raak wat jy nie meer kan nie. So ek sê net, pastore, ek kyk na ons ouens se verlof, en oor die jare wat ek met pastore werk, die ouens gaan nie op vakansie nie. Nommer 1, partykeer finansiëel, maar nommer 2, waar kry ek 'n gap? Want Sondag is om die draai. Ja. Sondag moet weer gebeur, en beradings en die verantwoordelikhede, en as ek na hierdie mense met julle praat, hierdie is masjiene as dit kom by berading, hierdie 2 manne. Ek dink tussen hulle, die ure wat hierdie manne alleen, en al die pastore is amazing, maar ek ken hulle persoonlik. So, ek wil net sê, daar's nog 'n ding. Ons moet altyd 'n tipe image ophou. 'n tipe image. So, dit wat jy nou deurgaan, dit wat jy gesê het uit emosie is, want ek kom agter, partykeer kom daai barrier te naby aan mekaar. Ek hoop almal verstaan. Jou nervie word minder. Beteken nie jy gaan jou meer verloor nie. Dis net jou emosies vang op wat jy beleef. Ja. En dan sê jy dit raak te veel. So, ouer pastore was altyd so, ek dink dit word makliker. Maar ek kry van daai ouer pastore as ek hulle op die strand raakloop, in sy langbroek, in sy ingesteekte hemp, wat dalk bietjie opgerol is, want ek moet nog altyd reg lyk. So, wat ek eintlik op my beurs sê, dis nie meer so erg nie. Maar ons moet altyd probeer, om altyd, en ons moet hierdie barrier kry. Ons moet nooit skynheilig wees nie, maar het grens partykeer aan, ek moet 'n front voorhou, want die mense moet altyd my sien as iemand daarvoor. So, wat julle eintlik wil huis toe slaan, Willie, Morney, François, ons is normale mense wat bloei. Ja. Normale mense wat van choppies hou. Normale mense wat deur emosies gaan. Die een ding wat ons anders dalk maak, almal is kinders van die Here as jy Jesus aangeneem het, maar ons het 'n calling op ons lewe. En ons het ja gesê vir daai calling. So daarom weet net, as ons noem beradings en noem pyn en noem seer, dis alles worth it. Want ons 'n calling op ons lewens. Dis die ding. As julle reg kan ons dalk klein bietjie oorslaan na meer komiese goed toe, want ons kan nog baie praat. Hier is Willie. Ek wil net gou dit sê dat al trek ek swaar, wil ek niks anders doen nie. Yes. Niks. Daar's soveel vervulling in die bediening self. Daar's net om vir iemand te bid, 'n huwelik wat paartjie sit voor jou oor 'n week 'n skei saak. Dan sê hulle, gee my 2 weke kans, en bedien hulle week, dag na dag na dag. En dan trek hulle die skei saak terug, en dan is daai paartjie gelukkig 4-5 jaar na die tyd. Dis die deurbraak. Dis die fees. Dis 'n fees om iemand wat soveel trauma gehad het te kan bedien, en daai ou kom vry, en jy sien hoe daai ou se hele lewe verander. Ja, of iemand, jy kry oproep, hoor jy, my man sit op 'n brug, hy wil selfmoord pleeg. En jy kom maar aan, en hy skreeu eers op jou, en met tyd, soos die Here jou help, en die regte woorde in jou mond sit, en ons weet nie altyd presies wat om te sê nie, maar soos die Here jou help, word daai ou, klim hy naderhand van die brug af, en naderhand klim hy in jou kar, en naderhand, begin hy 'n padstap van vrymaking, en dis amazing. So, of jy ou word gedoop, of die gesin kom na die Here toe, en so kan mens baie stories praat, van herstel. En ons is deel van 'n herstel, dit voel so lekker. Saam met die pyn is al oorweldigende goeie, great dinge wat ook gebeur. Troues is lekker. Ja. Kos is lekker, en die love is lekker. Begrafnisse is minder lekker, want ons is lief vir die mense. So, ek dink dis gesoute manne as dit kom by begrafnisse, want dit is ook nie lekker nie. Hoeveel koeksisters het julle al by mense geëet in julle lewe? Baie.
party lekker, party minder lekker. Ja. Sappig, droog. Ek het al 'n paar keer dan word jy genooi na 'n funksie toe. Dan moet jy maar eet wat hulle vir jou voorsit en dan moet jy maak. Dit is baie lekker tannie. Dit is altyd so. Ek wil net dit ook bys as ek mag. As ek mense kan vra, have a bit of grace vir die pastoor se kinders. Hulle is nie in die bediening nie, jou vrou ook nie. Moenie hulle meet aan 'n standaard. Wees, as ek een ding sou kon sê, vir mense kon sê, moet nie jou familie weeg aan die pastoor se roeping nie. Gee hulle daai genade. Die kinders is stout as gevolg. Hulle doen maar, ons leer dit by hulle en aan die koeksisters en die koekies en die goed. So wat is die nommer 1 ding wat ons al ooit in die bediening geëet het? Die een ding wat ons die meeste geëet het. Hy kom dadelik in my kop. Ja, Is dit nie 'n lekker worsrolletjie nie? Ek oral worsrolletjies. So dankie vir julle wat al die jare vir ons worsrolletjies gegee het. It was amazing. Ons gaan nog baie eet. Maar ons sal dalk 'n peppermint crisp tart in die toekoms wil vir hê. Ja, 'n stukkie biltong kan altyd kan altyd lekker werk. Nou wil jy 'n biltongkie, 'n chili baadjie? Ja, spot net. So vir my was dit altyd weird as ek by 'n huis aankom en ek weet niemand wat nou kyk doen dit nie. En jy kry en jy sê ja vir koffie. So nou drink jy jou 11de koppie koffie by die 9de huis, né? En per ongeluk is daar nog lipstick merkies op die wand van die koppie, né? Jy weet. As jy hom so drink en daar's nog lipstifie, jy mik maar op 'n kant wat jy so dis my altyd dis my taamlik gross. Okay, maar ek sê maar net namens 'n vriend. Namens 'n vriend. Ja, ek onthou so 'n insident, as ek sê pastoorskind, nou soos seker nou my pa preekie Sondag op 'n dorp wat ek nie sal noem nie, Potchefstroom. Is my jy het hom nie genoem. Nee, ek het hom nie genoem nie. Is my pa in die bediening en ons word genooi vir ete die Sondagmiddag na kerk by mense. En die mense het baie gehou van afval. En dit het ons genooi vir 'n curry afval. Nou ek het geen probleem met curry afval nie, behalwe toe ons so intrek is my pa se 3.8 chef se venster oop. En soos ons so verbyry staan die sakke waar dit nou net klaar skoon gemaak het, maar van die honde die sakke geskeur. So ek kry toe so klank. As een van daai klanke wat kom sit. En my pa het nou nogal daai Sondagoggend baie gepraat oor eerlikheid. En ek sal toe nou nooit vergeet toe ons so aan die tafel sit. Nou my ma was 'n feisty pastoor tannie. En ons sit so aan tafel en die tannie maak die fout om my te vra, hoe proe dit? Sien hoe proe dit? En eerlikheid sê ek toe tannie, dis vrek sleg. Ek het 'n pak slaaf van my lewe gekry. Daar het ek geleer dat selektiewe eerlikheid in die bediening is belangrik. Het jy niks gehou? Ons moet niks hou. Ja. Ons kan van baie komiese goeters praat. Ja, ek het al ouens dan moet ek huweliksberading gaan doen. Dan sit die ou op die dak. Het 'n leer opgeklim. Nou is dit so Saggeus, klim af, ek wil met jou praat. Die vrou is hier onder, klim af Jaco. Want ons moet nou beraad. Hy weier, dan klim jy maar in jou kar en ry ek af weg en sê, wat het ek nou net beleef? Ou wil nie afklim van die dak nie, hulle is kwaad, hulle fight. Ja, dis interessant. Ek wil gou vir jou dit vertel. Ek gaan doen huisbesoek eendag hier in Alberton, New Red Roof. Ek stop daar, druk die klokkie, dis 'n 6 voet muur. En hulle maak nie oop nie, en dis daai tyd toe ons nog so baie huisbesoeke moes gedoen. Ons moes ten minste 16 huisbesoeke 'n week op 'n tyd gedoen. Jy sien jy werk vir 'n huisbesoek nie. Nou staan ek dan, ek lei die klokkie. Niks gebeur en hulle maak jy oop. Ek lei weer die klokkie, niks gebeur nie. Ek lei die onderste klokkie, nog niks gebeur nie. Maar wat maak jy vir daai uur? Waar gaan jy heen? Jy het niks. Waar? Jy help jy nou huis toe nie. Nou is die volgende. En die volgende skuif hy hek oop. En ek ry in, maar ek ry so tussen 2 hoë 6 voet mure. Ry in, ek parkeer daar, en die hek gaan toe, en daar sit ek, en niemand kom uit nie. En ek sit daar vir 15 minute. Ek bel die mense, en hulle antwoord nie hulle foon nie. En ek bel die man, ek bel die vrou, en niemand antwoord. Ek toch maar wacht, my leer is by my, ek vat my leer, en ek kyk, en daar is so klein sienkie. Ek weet nou die kind sy naam was nie. En ek bel die sienkie, ek sê vir hom, Boeta, waar is jou ma en pa? Nie om, hulle is in die sitkamer. Ek sê vir jou ma en pa, ek is in julle yard. Hy hardloop in die gang, ma, hier's 'n oom in die yard, kom gou. Die volgende toe swaai daai deure oop.
nee? Toe kom die katte, die honde, die kinders almal. Dus hulle foon op silence, hulle het van my afspraak vergeet. Toe stik vir 15 minute daarso. Dis het. Ander keer weer selfde huisbesoek storie. Ander dag, week of wat daarna, ry ek stop en dis 'n dubbel verdieping. Nou sien ek hoe beweeg die man en vrou daarbo, maar ek sien hulle 'n bietjie kwaai vir mekaar. Nou bel ek. Hallo, ek is hier vir huisbesoek, vrou telefoon op. Sy sê vir my, "Dis nie nou 'n goeie tyd nie, kom by." Sy druk die foon dood, toe ry ek ook maar weer. Ek het ook so 'n soortgelyke een gehad, ook hier. En ek weet dis Albert, ek weet nie, as moet seker nie dit sê nie. Ek het ook so ene gehad, ek het die man in die dag, nou moet nou bel en nou probeer die huisbesoeke nou reël, en ek sal nooit vergeet nie, is nogal baie netjies mense, netjies huis. Ek bel en ek reël die afspraak met die man, want maar die vrou is toe 'n bietjie kwaaier, maar nou ken ek nie regtig die mense, die eerste keer wat ek by hulle gaan huisbesoek doen, en hy het vergeet om dit aan haar te noem, en ek stop ook so voor die huis, lei eers die klok en niemand kom uit nie. Dit is skrifvers reg, jy gaan nou bid. Ek is reg, maar nou het ek ook oor 'n uur weer 'n ander afspraak, so dit nou was op daai stadium so. Het ek nie die wêreld se tyd nie. Joh, maar ek hoor hoe gaan hy daar na sy vrou toe, nou staan ek by die hek. Nou hoor ek hoe begin hulle beklei, maar kyk, dit vir mekaar geref, né? Ek het gevoel so Dominee Tini daai dag. Letterlik, hier staan ek voor ek, nou dink ek by myself, nou daai emosie, moet ek nou ry, moet ek gly, Hoe maak hulle die deur oop? Hallo pastoor. Ja. Eventually. Kom in pastoor. Hallo pastoor. Hier's vir jou 'n koffie en jy so. Ek het nou net gehoor hoe praat julle met mekaar. Ons hou 'n jeugaand. En dit is laat. Ons is supposed om so 10 uur klaar te maak en die musiek is langer aan, hard. En een van die tieners roep my so, hoor, hier's 'n kwaai oom. En ek kom uit. Is jy die tienerpastoor? Ja. Toe lig hy 'n gehalgeweer so in my gesig. Sê julle sit nou hierdie kwak 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 musiek nou af. Oom is reg, 100%. Hy het geweer net gedrop, gesê dit gebeur nie weer nie. Ek weet nie hoeveel keer het dit daarna gebeur nie, maar ek wil nooit weer met 'n gun gedryf word. So ja. Nog so een komiese ding. Ek is jeugpastoor in Alberton AGS. En my vrou is ook op haar stadium jonk en sy sit tussen klomp tieners en die tieners word gedoop. Of Christo word gedoop maar Christo is ondeend. Hy's stout. En Maria sê vir die groep dat ek het sê ek gaan Christo verdrink. Nou sit hulle daar nie, maar op daai stand my eerste doopdiens, ek weet nie om te doop nie, en Christus skop nie sy voete onder vas nie. Toe ek kom doop in naam van die Vader, en gaan sy voete so in die lug en op. Naam van die Seun, naam van die volgende toe bars hy hele klomp jeug uit. Daar's ek weer in die moeilikheid, omdat my jeug gelag het toe nou, maar is sulke tipe komische goed wat mooi goed is. Ek dink mens kan baie stories praat, van in jou huis, buite jou huis, komies, moeiliker goeters. Ek dink die lekkerste is, as daar 'n deurbraak by mense kom. Ja, absoluut. Ja. Ek dink as jy partykeer voel het, jy journey met iemand vir jare, en dan staan net, ek noem dit 'n time of enlightenment, hy besef net, dis die Here wat sy lewe verander, dan is dit alles die moeite werd. Die ouens vra altyd vir my, hoe is die bediening? En my woorde is altyd so, 'n bouer, bou van fondasie af en hy bou sy bakstene, en hy kan sien wat hy doen. Ons ouens kan sê, ons het soveel beradings gedoen, en sê dis soveel ure, jy kan dit sê, maar ons kan nie elke dag sien wat jy gebou het nie. Maar daar kom 'n tyd partykeer, boem, hoor hierdie ou gee sy hart vir die Here, hoor hierdie ou is vry van verslawing, hierdie ou wil gedoop word, en so sê ons, dit maak het jy sê, is lekker, is die moeite werd, tussen die huil, die trane, die lag, die tantrums, die nie luister as die mense julle beraad nie huiswerk doen as julle beraad nie, is dit alles die moeite werd. Ons waardeer julle baie, en ek weet elkeen van ons 3, plus almal wat in bediening staan, moet na jouself ook kyk, want het gaan oor geestelik, emosioneel en fisies, en in al die te doen wat ons moet doen, en wil uitgee, en wil by mense wees, want ons moet ons na onsself kyk, want ons moet onsself kan koop, ons moet in die woord wees, maar ook boeke, selfhelpboeke, leierskapboeke, beradingsboeke, ons moet onsself ook kan voed. So, en dan sê ek altyd hierdie vir pastore, as ons met leierskap werk, as jy klaar is die dag met bediening,
kom ek praat van by 'n werk. Gee daai ouens, want hulle is lief vir jou gemeente is lief vir jou, hulle gee vir jou handdruk, hulle gee vir jou partytjie, dalk 'n spitbraai, dalk 'n horlosie, en hulle skud jou hand en sê dankie. Maar na wie toe stap jy? Na wie toe stap jy by jou huis? Hoe gaan dit met jou vrou? Hoe gaan dit met jou kinders? Hoe gaan dit met jou huwelik? So ek sê net hier pertinent, ons as pastore, kom ons kyk na ons gesinne, kom ons kyk na ons families, ons vrouens, ons huwelike, kom ons pas dit so op. Want ek weet die vyand is uit om daai hartklop van ons daar te breek en te vernietig. So, mense daar buite, bid vir jou pastoor, bid vir jou dominee, jou leraar, hou aan bid, en dit sal lekker wees om accountable te wees aan mekaar. Sê, hoorie, waarmee is jy besig? Wat 'n boek lees jy? Wat 'n geestelike boek lees jy? Wat 'n emosionele boek? Doen hobbies. Ja, ons is sleg met dit. Ons doen nie regtig hobbies soos ons moet nie. Willie skilder briljant, maar ek dink nie hy het lanklaas in 'n doek gevat. Hy moet 'n jaar laas. Ja, so Willie, ons wil jou op hierdie podcast bestraf. Dankie Tom. Vat 'n doek en begin skilder. François was deel van 'n balletgroep. Ja, Ag, cute. ouens. Wat ook al sy hobby is, gaan doen dit. Nee, gee my net die plaas. As ek plaas toe kan gaan, is Ja, dit my ja. beste. As ek my kinders daar op die plaas kan gaan kuier. Daar Ja, hy het nog 'n liefde as hy praat oor die plaas, dit soos hy kyk so far away looks. Ja, nee, daar's So ek dink, pastore, ons is excited vir die toekoms. Ons sal altyd daar wees as jy ons nodig het. Pastor Willie, François, hulle is beskikbaar. Ons kan hulle selfoonnommers selfs op die podcast sit as jy meer inligting, meer wil weet van hulle, meer wil weet van Lewensentrum gemeente en hoe kan ons betrokke raak, dan doen ons dit so. Maar ek waardeer julle. Ek stap nou al so 'n bietjie langer as 'n jaar saam met hierdie twee manne, uitverkoop vir die Here, lief vir mense, lief vir hulle gesinne. Doen hulle alles reg? Amper. Probeer. So ons waardeer julle en ons wil vir die mense daar buite sê, hou aan bid. Asseblief vir jou leraar, vir jou dominee, vir die pastoor, hou aan bid vir hulle. Want as dit nie vir hierdie ouens was nie. Kyk, die Here sal altyd sy werk laat voortgaan, maar hierdie manne wat geroep is, sal altyd op die voorste linies wees. Hoorie, dankie. Pastor Willie, dankie. Dankie. Pastor François, dankie. Ek hoop julle het 'n wonderlike einde van die jaar. Dankie dat julle op die podcast was. Dit was lekker om net daaroor te gesels. Maandag met Morney, wees geseënd, geniet julle week. Tot volgende week.